Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxydeo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard. Dis vir my 'n groot voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxydeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons maak vandag klaar met ons reeks met ander woorde, maar voordat ons verder oor dit gesels, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan dink oor dit wat U vir ons kom doen het in Christus. Om te kan dink oor hierdie nuwe realiteit waarvan U ons deel gemaak het, dat U ons opgewek het, gesit het in die hemel in Christus, en dat ons kan deel hê aan 'n gesprek wat regtig betekenisvol is, regtig belangrik is, dat ons lewens kan deel wees van U en U koninkryk. En ons bid nou, Here, omdat dit U plan is en omdat dit U werk is hierdie waarvan ons deel is. Kom bid ons met groot vertroue dat U ons ook nou sal seën deur die Gees met insig, met woorde, met verstaan, met begrip en met energie om dit wat U plan is, om dit te laat uitdrukking vind hier in ons wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ons maak klaar met hierdie reeks met ander woorde en ons het 'n punt gemaak in die reeks, die belangrikheid van gesprekke, die kring waarin jy sit, bepaal die pad wat jy loop. Die gesprekke waaraan jy deelneem, gaan 'n groot impak hê op jou lewe. Ons sien dit in Paulus se woorde aan die Korintiërs gemeente wat bietjie die koers byster geraak het. Hy sê moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Hoe dwaal 'n gemeente? Slegte gesprekke. Hoe hou 'n gemeente koers? Goeie gesprekke. Die kring waarin jy sit, bepaal die pad wat jy loop. Ook ons as 'n gemeente. En in die lig van dit, vier ons in hierdie reeks wat God vir ons in Christus kom doen het. Toe ons verlore was, toe ons gesprek doelloos was, toe ons saam met die mensdom net in een rigting op pad was en ons doel in God se plan gemis het, daar het God ons kom haal in Christus. En Efesiërs 2 vers 6 is eintlik een van die kernteksgedeeltes van hierdie reeks. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. Die King James vertaling van Filippense 3 vers 20 stel dit so: For our conversation is in heaven. Omdat gesprekke so belangrik is, het God ons deel gemaak van sy hemelse gesprek. Die gesprek wat hy met homself het, met die engele het, met sy hele skepping wat verteenwoordig is in die hemel. En waaroor gaan die gesprek? Die hemel is die troonkamer van God. As Johannes in die hemel inkyk, dit het ons nou al gesien in die reeks, Openbaring 5 vers 6, ek het gesien en kyk in die middel van die troon, staan daar 'n lam asof hy geslag is. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. Die gesprek in die hemel gaan oor God se troon, sy koninkryk. Dis 'n troonkamer. En in die middel van daai gesprek is die lam, Jesus, wat geslag is. Jesus is selfopofferende liefde. Jy kan nie skei tussen die troon van God, sy gesag, en die liefde van God, wat ons in Christus leer ken. En is vanuit daai troon en vanuit die lam wat die Heilige Gees in volmaaktheid, dis waarna die getal 7 verwys, die volmaakte werking van die Heilige Gees hier op aarde gebeur. En ek en jy is nou deel van daai gesprek. En vriende, die punt van die hele reeks is, God het ons deel gemaak van 'n gesprek in die hemel,
sodat ons nuwe definisie, nuwe woorde, met ander woorde, nuwe insig kan kry oor wat beteken God se gesag. Jy kan nie sy troon losmaak van die lam wat geslag is nie. God se liefde. Ons kan nie met ons idee van liefde en ons idee van gesag in hierdie wêreld funksioneer nie. Dis hoekom God ons deel gemaak het van sy gesprek, sodat ons 'n ander vertrekpunt kan hê, 'n ander verwysing, 'n ander verstaan, met ander woorde, die woorde wat God self gee aan heerskappy en aan liefde. En ons het gesien dat in die Bybel, in die skrif, is God se liefde en sy heerskappy vind ook uitdrukking in die geregtigheid waarmee Jesus heers. Hierso is Hebreërs 1 vers 8, die Vader sê vir die Seun, U troon o God is vir ewig en die scepter van geregtigheid is die scepter van U koninkryk. Ons het in hierdie reeks gesien, God se geregtigheid is sy liefde wat dinge regmaak. Hoekom? Hoekom gee God om oor wat op hierdie aarde aan die gang is? Want dit is sy skepping. Dis sy goeie skepping. Hy's vir sy skepping. Hy's vir ons as mens. Hy's vir sy plan met die mens en sy hele skepping. Hy het klaar sy gedagtes opgemaak. Hy's vir ons. Hy het ons kant gekies. En omdat hy vir ons is hy teen sekere dinge, soos sonde, soos ongeregtigheid, soos boosheid en die dood. Hy's teen daai dinge, hy oordeel daai dinge omdat hy vir ons is en vir sy skepping. En God se geregtigheid is daardie regmakende liefde, sy neerbuigende liefde. Christian Swartz beskryf dit so in 3 Colors of Love, God's compassionate love in action. Hoe maak God dinge reg? Daaroor het ons verlede week gekuier. Jesus se heerskappy is hoe God se koninkryk na hierdie wêreld toe kom om dinge reg te maak. Ons het laasweek gehoor hoe Johannes Jesus opsom. Hy sê ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die unieke seun van die Vader. As ons na Jesus kyk, sien ons die Vader. Hoe word hierdie heerlikheid opgesom? Vol genade en waarheid. 100% genade, 100% waarheid. Dit is hoe God se liefde deur Jesus dinge reg maak. Geregtigheid, genade, waarheid. Die verskillende dimensies van God se liefde. Dis die troonkamer gesprek waarin ek en jy nou opgewek is en waarin ons deelneem, sodat ons kan deelneem aan God se koninkryk, soos in die hemel, so op die aarde. En vriende, ons het laasweek gesels hieroor. Ons het kyk na verskillende stories. Saggeus, die vrou by die put, die vrou wat 'n oorspel gepleeg het. Maar jy kan na alles kyk, al 4 evangelies, tot by die kruis en die opstanding, oral. As Jesus met Petrus praat na die opstanding, met Thomas, sien jy die hele tyd. Jesus sê nie vir hulle, God is lief vir julle nie. Jesus kondig die hele tyd aan teenoor mense, God se koninkryk het naby gekom. Maar hy beliggaam, sy teenwoordigheid is 100% waarheid en 100% genade. God se aanvaarende liefde, God's accepting love in action, genade, en God's trustworthy love in action. Dis Jesus se teenwoordigheid wat mense laat besef, God het hulle lief, en God se liefde bring genade, hy aanvaar my 100% soos ek is. Dit bring waarheid, hy bring dinge in my lewe uit, sodat hy dinge kan regmaak, geregtigheid. Jesus se teenwoordigheid was 100% genade, 100% waarheid. En ons sien dit in sy interaksie met mense. Hy sê nie net, hy praat nie net met die vrou by die put nie, hy lig ook uit. Waar is jou mans? Ag, jou man. Gaan roep jou man. Jy het 5 gehad. 100% genade. Hy engage met haar waar niemand anders met haar engage het nie. Hy aanvaar haar. Gaan in gesprek. 100% waarheid. Dis Jesus se teenwoordigheid.
En dis hoe God dinge regmaak, wat nou die vraag by my en jou laat ontstaan althans. Hoe nou, wat nou? As dit Jesus se teenwoordigheid is, as dit is hoe God dinge regmaak, sy geregtigheid, sy liefde wat dinge regmaak, is Jesus se teenwoordigheid wat 100% genade, 100% waarheid is. As dit is hoe God dinge regmaak, wat nou? Wag ons dan net vir Jesus om terug te kom, sodat hy dan nou alles klaar kan regmaak? Wat nou? En hier is nogal baie interessant in 1 Korintiërs 15 waar Paulus praat oor slegte gesprekke, gaan die hele gesprek in 1 Korintiërs 15 oor die opstanding uit die dood. En in hierdie gesprek sien ons baie duidelik, ja natuurlik, sien ons uit vir wanneer Jesus terugkom, want dit is dan eers wat alles finaal nuut gaan wees. Maar in dieselfde gedeelte sien ons ook baie duidelik, dis nie dan eers wat God se geregtigheid nou verder gaan werk op aarde nie. Hoor hoe stel Paulus dit? Soos almal deur Adam sterf en soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen volgens 'n bepaalde orde, as eersteling Christus. Met ander woorde, hy sê, Jesus is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. Daarna, met sy koms, wanneer Jesus terugkom, hulle wat aan Christus behoort. So natuurlik sien ons uit na die wederkoms, want dis dan wanneer alles finaal nuut gaan wees. Maar hoor wat sê hy, dan kom die einde, wanneer hy die koningsheerskappy aan God die Vader sou oorgee, wanneer hy alle heerskappy en gesag en mag vernietig het. Want Christus moet as koning heers, totdat hy al die vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. So die prentjie is baie duidelik, en dis nogal hier wat Paulus sê, moenie dwaal nie. Moenie dwaal nie, ons moet koers hou deur te kyk na koning Jesus. Koning Jesus gaan terugkom, definitief. Wanneer hy terugkom, gaan sy mense soos hy uit die dood uit opstaan, en dan word die laaste vyand, die dood, vernietig. Alles wat met die dood te doen het, en die dood self, sal dan finaal vernietig word. Dit gebeur met sy wederkoms. Maar voordat hy terugkom, heers hy klaar. Koning Jesus moet eers tot al sy vyande vernietig is, tot al die vyande 'n voetbank van sy voete is. Met ander woorde, voordat die dood vernietig word wanneer Jesus terugkom, is Jesus klaar besig om te heers, is God se geregtigheid klaar besig om te werk, en dinge wat vyandig teen sy skepping is, soos die dood. Dinge wat teen God se plan is, soos hoe mense dink oor hulle self en hoe hulle dink oor ander mense, die sisteme in die wêreld, hoe baie mense funksioneer, dinge wat teen God se plan is en God se doel met sy skepping, sulke dinge word nou al vernietig, onderwerp aan Jesus. Die laaste vyand is die dood, voor dit is daar 'n klomp ander vyande. So Jesus is klaar besig om te heers. Hy's klaar besig om dinge reg te maak. Maar as hy dan nou heers en dinge reg maak deur sy teenwoordigheid, dis wat ons in die 4 evangelie sien. Jesus het nie vir mense gesê, God aanvaar jou nie. Jesus het nie vir mense gesê, hy het in gesprekke die waarheid uitgelig, maar dit was sy teenwoordigheid wat genade en waarheid in mense se lewens bring. Hoe werk dit nou? Hoe heers koning Jesus nou met sy teenwoordigheid? En is in die lig van dit wat ek jou wil uitnooi om te hoor wat die Nuwe Testament oor en oor en oor my en jou sê. As Paulus Efesiërs 2 klaar geskryf het oor ons wat nou uit daai gemors uitgehaal is en in die hemel sit, dan gaan hy aan met hierdie tema. Oral in die Nuwe Testament is hierdie tema. 3 hoofstukke, ons kuier nou hierdie jaar uit die Korintiërsbriewe, 3 hoofstukke wat gaan oor die tema. Ons lees net 'n kort stukkie uit 1 Korintiërs 3 uit. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?
As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen. Want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Hoe gaan Jesus se teenwoordigheid, God se geregtigheid in hierdie wêreld inbring? 100% genade, 100% waarheid. Okay. Nou kom die draadjies bymekaar. Jesus heers klaar. In die hemel en op die aarde. Dis wat hy gesê het. Aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Hy heers klaar. Hoe heers hy? 7 geeste van die lam oor die aarde, die volmaakte werk van die Heilige Gees. Jesus sit in die hemel fisies en hy heers op aarde deur sy Gees, om dinge reg te maak. Die scepter van sy koninkryk is geregtigheid. Maar hoe is hy teenwoordig? Deur sy Gees woon hy nou in sy tempel. Ons is die tempel van God. Ons is die draers van God se heerlikheid. Dis mos wat die tempel vir die Jode beteken het. Die tempel, Paulus het nooit die idee van tempel weggesmy nie. Nooit nie. Hy gebruik dit oor en oor. Al wat hy nou sê is, God woon nie meer in 'n tempel wat mense gemaak het nie. Nee, God het nou sy eie tempel gemaak. Vriende, asseblief, daar's gesprekke wat in hierdie wêreld rondgaan, wat dit laat klink asof ons wag vir 'n tempel om ergens gebou te word, sodat God se planne in hierdie wêreld vervul kan word. God het klaar 'n nuwe tempel gekry. Dit is die tempel wat Jesus gebou het deur sy offer. Ons het verlede jaar baie oor gesels. Die offer van Jesus. Aan die een kant 'n afgehandelde werk. Finish en klaar. Jesus sit en ons sit saam met hom in die hemel. Ons is in daai gesprek. En aan die ander kant van dieselfde muntstuk, op aarde, Jesus se offer, wat ons reinig, ons tot ons liggame reinig, sodat ons nou saam God se woonplek deur sy Gees kan wees. Die touwtjies kom nou bymekaar. Jesus heers tot al sy vyande voetbank van sy voete is. Hy heers nou al in hemel en op aarde deur die volmaakte werk van die Heilige Gees wat vanuit hom uitgaan. Maar waar is Jesus teenwoordig deur sy Gees? Die tempel wat hy vir God gebou het. En dit was wat tempel vir die Jode was. Die heerlikheid van God het daar gewoon en daarom was die tempel die plek waar hemel en aarde verbind het. Jakob sê dit al in Genesis 28. Dit is die huis van God, Bethel, 'n poort van die hemel. En dis 'n afgehandelde werk. Afgehandel, finish en klaar. Ons is die tempel en die Gees woon. Hy kom kuier nie. Hy woon, is teenwoordigheid. En in Christus sit ons in die hemel. Ons kuier nie, dis teenwoordigheid. En omdat dit is wat Jesus afgehandel het, kan hy nou deur sy tempel op aarde teenwoordig wees en dinge verander met 100% genade en 100% waarheid. Dis die afgehandelde deel. Maar daar is 'n werk wat nog steeds gedoen word. Die tempel van God is ook 'n bouproses. Paulus skryf dit in Korintiërs. Hy sê in 1 Korintiërs 3, volgens die genade deur God aan my gegee, het ek soos 'n bedrewe bouer 'n fondament gelê. Ander bou daarop. Elkeen moet egter let op hoe hy daarop bou. En dit was die issue, dit was een van die issues wat Paulus met die Korintiërs gemeente gehad het. Dis 'n no-brainer, dis 'n no-brainer. As Johannes na Jesus kyk en hy sien sy heerlikheid en hy som dit op vol genade en waarheid en dis hoe God dinge regmaak, is dit 'n no-brainer dat as ons nou die draers is van God se heerlikheid, die heerlikheid wat ons in Jesus sien, dan moet ons 'n community wees, 'n beweging wees, 'n familie wees wat uitgeken word aan geregtigheid, genade en waarheid.
En Paulus sê, dis die fondasie wat hy gelê het. Maar ergens het mense se boulyne skeef getrek en die hele gebou word nou skeef gebou. Dit wat in die gemeente aan die gang is nie 'n weerspieëling van God se geregtigheid en genade en waarheid wat ons in Jesus leer ken nie. Hy skryf byvoorbeeld oor die nagmaal. Kom ons vat net een van die voorbeelde wat hy gebruik in 1 Korintiërs. In my volgende voorskrif prys ek julle nie aan nie, dat wanneer julle bymekaar kom, dit meer kwaad doen as goed. Onthou, wat is God se geregtigheid? Dit is God se liefde wat dinge regmaak. Paulus sê nou, en is in 1 Korintiërs 11, vers 17, as julle bymekaar kom, en hy gaan nou oor die nagmaal skryf, die ete, die tafel van die Here, dan maak dit nie dinge goed nie, dit doen kwaad. Dis God se geregtigheid is nie daar nie. Wat is daar en wat is nie daar nie? Hoekom word dinge nie beter nie? Hoekom word dit slegter? Wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie, want elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet. En een bly honger en 'n ander word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God? En verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? O, hierdie saak prys ek julle nie. Dit is baie interessant, daar is baie, of nou nie baie nie, maar daar is taamlik dokumente uit die antieke wêreld, hierdie wêreld uit, waar Paulus gelewe het, wat beskryf hoe etes in daai wêreld, in die kultuur en etes gewerk het. Daar was mense wat ryk is, wat se huise, groot groepe mense kon akkommodeer, 10 in 'n Korinthe gemeente in so 'n huis bymekaar gekom. So ek kan sê nou maar 30 of 40 mense saamkom om te eet. Maar daar was baie spesifieke voorskrifte. Die ryk mense sit eenkant. Aan hulle word die meeste en die beste kos en wyn bedien. En die armes is in 'n klas van hulle eie en jy kan nie die goed meng nie. Natuurlik het slawe glad nie daar geëet nie. En Paulus ontsteltenis is, as hy nou kyk na die tafel van die Here hier in die gemeente, is dit meer 'n weerspieëling van die eetgewoontes in die wêreld. Ek en jy wat nou al so 'n bietjie met geregtigheid en genade en waarheid, 'n bietjie met 'n journey, ons sien wat hier gebeur, né? Dinge word nie reggemaak nie, dit word slegter gemaak. Hoekom? Want daar's 'n afwesigheid van genade. Wat is genade? God's accepting love in action. Mense wat mekaar gelykwaardig sien en gelykwaardig aanvaar. God wat ons aanneem in Christus en so aanvaar ons mekaar. Romeine 15 vers 17 sê Paulus dit. Hy sê aanvaar mekaar soos God in Christus julle aanvaar. Dis God se genade, sy accepting love in action. Nie hier nie. Nee, hoe George Orwell in Animal Farm geskryf, all animals are equal. Some are just more equal than others. Dis wat hier gebeur, want dis hoe die wêreld was. Rykes, hulle eet al, die arme mense moet nog taxi kry, hulle is nog eens by die ete nie, maar die rykes eet al, hulle word al dronk. Nie genade nie, hulle minag mense in die gemeente. Nie waarheid nie. O nee, hier's 'n valsheid hier aan die gang. Ek wil, vriende, dink nou gou 'n bietjie. As God ons, soos Paulus sê, saam in Christus opgewek het en saam, met ander woorde die hele gemeente, saam laat sit het in die hemel. As ons dan nou gelyk, daar's nie 'n B-tafel en 'n C-tafel, daar's een tafel. Daar's een ruimte. Ons is gelykwaardig voor die troon van God. Sy familie, sy seuns en dogters aan sy tafel. Dis die waarheid van wie ons is. Dit wat in Korinthe gemeente gebeur is vals. Hulle weerspreek die hemel. Is nie soos in die hemel so op die aarde hier nie. Soos nie God's accepting love in action en is nie God's trustworthy love in action, genade en waarheid nie. En dis Paulus se issue. Dis die issue. En ek hoop terwyl ons praat oor die issues, kan jy ook 'n bietjie saam met my dink aan ons en hoe ons kerk is in ons wêreld. Dink ons baie issues. Ons kan nie
die draers van God se heerlikheid wees, 100% genade, 100% waarheid, wat God se geregtigheid in hierdie wêreld werk. As dit nie die kwaliteite is wat in ons geloofsgemeenskap, in ons community uitstaan nie. Op 'n stadium sê Jesus nogal iets baie treffend. In Johannes 16, hy sê dat as die Gees kom, sal die Gees die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid te oordeel. Maar wat sê Paulus? Paulus sê die Gees woon in ons. Vriende, hoe kan die Gees ons, die kerk, onthou dis nie ek is 'n tempel en jy's 'n tempel en jy's 'n tempel, die Here het nie 1 miljoen tempels nie, hy het 1 tempel. Almal in hierdie omgewing wat deur die bloed van Jesus gewas is nou saam sy woonplek. Ons word saam opgebou. En die Gees woon nie. Hoe kan die Gees ons as 'n spieël vir die wêreld ophou en sê, luister, daar's 'n nuwe manier van mens wees. Los die sonde, los die manier van mens wees wat die doel mis. Kom na God se geregtigheid toe. Dit wat julle hier sien, hoe God dinge regmaak. Kom staan onder hierdie goeie oordeel dat die Here dinge kan regmaak. Hoe kan die Gees in hierdie wêreld mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel as die tempel nou iets heel anders lyk? Die tempel lyk net soos die wêreld. Ons dink op dieselfde manier as die wêreld oor ander mense. Dis die issue wat Paulus het hierso. Dis die dringendheid. En wat doen hy? Wat doen God? Onttrek God, trek hy uit die tempel uit? Nee, hy het gekom om te bly. Onttrek Paulus? Nee, hy skryf vir die brief. Hy wil die gesprekke verander, sodat ons koers weer kan regkom. Mag die Here vir ons dit so gee, in ons gedagtes, in ons harte, dat ons hierdie gesprek ter harte sal neem. Ons is geroep om sy tempel te wees, die draers van sy heerlikheid, en daarom moet ons uitgeken word. Nie ons liefde vir die wêreld, nie ons liefde vir mekaar. Is dit nie wat Jesus gesê het nie? Hy het nie gesê, luister ouens, aan hoe lief julle die wêreld het, sal die wêreld weet julle is my disippels nie. Natuurlik, Jesus se resepte is geregtigheid, hy wil dinge in die hele wêreld regmaak en hy is besig om te doen en hy gaan dit klaarmaak wanneer hy terugkom. Natuurlik. Dit gaan oor die wêreld, dit gaan oor God se liefde vir sy hele skepping, maar sy tempel is die plek waar sy heerlikheid woon. Dis van waar hy die aarde wil vul. Met sy heerlikheid, vol genade, vol waarheid wat dinge regmaak. Jesus sê, aan die liefde wat julle vir mekaar het, gaan die wêreld weet dat julle my disippels is. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Vol genade, vol waarheid, God se geregtigheid in aksie. Vriende, so die roeping is groot. Besef ek en jy vandag die appel wat God op ons lewens maak, as hy ons gekies het om saam sy tempel te wees. 'n Community wat uitgeken word aan die liefde van Christus onder mekaar. Ek en jy, ons verbintenis met mekaar, genade 100%, waarheid 100%, dinge wat reggemaak word. Dis die roeping om gemeente te wees, om kerk te wees. En ek wonder of ek en jy hierdie roeping al deurdink het. Wat sê Paulus? Weet julle nie? Weet julle nie? Het jy dit al deurdink vir jouself? Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? En in 'n sekere sin is dit waaroor ons laas jaar gepraat het. His glory, Jesus, sentraal, koning Jesus, wat alles nuut maak, Jesus se heerskappy, hy is die Christus, His glory, our story.
Hierdie jaar gaan ons 'n tree verder gee na die praktyk toe. Hoe lyk dit in die praktyk? As my lewe, ons lewens dan nou draai rondom Jesus en sy koningskap, marked by his glory, known by his love. Uitgeken aan die liefde wat ons vir mekaar het. En jy gaan sien dat ons hierdie jaar baie gaan fokus op hoe groei ons as 'n community in geregtigheid, genade, waarheid. Hoe lyk dit in die praktyk in 'n gemeente? Beteken dit ons het nie 'n saak met die wêreld nie? Nee, dit beteken Jesus het so 'n saak met die wêreld dat hy 'n woonplek gekies het, sodat sy teenwoordigheid deur sy tempel dinge kan regmaak. En ons is deel van hierdie bouwerk. Hoe sê Petrus, laat julle as lewende stene inbou, hierdie tempel, ons saam. En vriende, kan ek net gou sê, as jy nou hierdie preek beleef as 'n kritiek op die kerk, jy weet, ek kry baie keer 'n kramp, ek wil nie sê waar nie, as mense so oor die kerk praat, asof hulle buitekant staan. Natuurlik kan mense wat nie glo nie dit doen. Maar as jy 'n gelowige is, ons is die kerk, ons saam. Klim uit gesprekke uit wat dit laat klink asof die kerk daar is en gelowiges hier en ons praat so. Daar is nie so ietsie, is ons saam. As jy buite wil staan, word jy deel van die probleem, in plaas van deel van die oplossing. Hierdie is nie 'n kritiekpreek nie, hierdie gaan oor liefde. Liefde, God se liefde, wat dinge regmaak. En as dinge in die tempel moet reggemaak word, dan moet ons daaroor praat. As ons meer 'n refleksie is van hoe dinge in die wêreld werk, as hoe Jesus se liefde werk, dan moet ons daaroor praat. Dis liefde. Liefde wil regmaak. Liefde wil 100% genade en 100% waarheid innooi. Dis wie ons is. So dis waarmee ons hierdie jaar gaan besig wees. Marked by his glory, known by his love. Hoe groei ons as die gemeente van Christus hier in die tuinroete? Hoe groei ons as 'n kampus, dat ons al hoe meer 'n community word van geregtigheid, waarheid, genade. Moenie op die kantlyn staan nie, want dan raak jy deel van die probleem. Kom praat saam. Kom werk saam. Die Gees wil jou en my gebruik. En ek wil vandag net 2 goed noem, as 'n beginpunt oor hoe. Die een ding is, ons gaan moet anders dink. En die ander ding is, ons gaan moet teenwoordig wees op 'n ander manier. Kom ons begin by die dink. Dit het ons nou al oor en oor gesê, en ons gaan dit maar baie moet sê, want dis hoe herhaling werk, né? Herhaling help mense om anders te begin dink as wat hulle gedink het. My vriend 1 Korintiërs 1:30, maar deur wat God gedoen het, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid. God het jou in Christus geplant. Jy's in hom en jy gaan so moet begin dink oor jouself. Ons het dit nou al baie gesê, maar ons kan nie bekostig dat jy nie langer so oor jouself dink nie. Dat jy nie daai gesprek met jouself het nie. Laat jy 'n klomp ander gesprekke hier in jou kop toelaat. Wat vir jou sê, wie is ek nou om te dink ek is deel van die tempel? Wie is ek om te dink ek kan iets doen en bydra aan die bou van hierdie tempel van die Here? Jy gaan moet besef, God het jou in Christus gesit. En jy gaan 'n plek moet inneem in die gesprek in die hemel en in die werk hier op aarde. Neem daai plek in, maar jy kan ook nie meer langer net aan jouself dink as in Christus nie. Ons is saam opgewek in Christus, saam laat sit in die hemel. Dis saam, jy kan nie meer die liefde van Christus klein vir jouself, jy kan nie meer nie. Jy kan nie meer jou losmaak en net sê dit gaan oor my verhouding met die Vader nie. Jy kan nie meer nie. Ons is verbind aan mekaar. Hoe stel Paulus dit? In 2 Korintiërs 5. Hy sê die liefde van Christus dryf ons
omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het, en hy, dis Jesus het vir almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat terwille van hulle gesterf het, en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na die vlees nie, na die uiterlike nie. Ons dink nie meer aan ander mense soos hoe die wêreld was voor Jesus nie, dis vlees. Ons dink nie meer so oor onsself nie, of oor ander mense nie. Hoe behandel ek en jy mense? Jy behandel mense volgens hoe jy dink oor hulle. En dis waar ons moet begin. Ons gaan moet in Christus begin dink. Het jy gehoor? Die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die insig gekom het. Liefde is 'n dinkding. Dis nie 'n voel ding in die eerste plekkie. Jy gaan baie keer nie voel jy is 'n nuwe mens in Christus nie. Jy gaan baie keer nie voel ander mense is nuwe mense in Christus nie. Dis 'n dinkding. Dis 'n oortuiging wat jy deurgedink het. So ek en jy gaan ergens op 'n klip moet gaan sit en ons gaan moet deurdink. Hierdie roeping. Ja, hy het my by my naam geroep, ek is in Christus. Hy het my reggemaak met hom. Maar hy het my ook saam met my ander broers en susters opgewek. Saam, hier's 'n verbintenis. Ons gaan dit goed moet deurdink en asseblief deurpraat, want dis hoe ons baie keer begin om anders te dink. Wanneer ons praat daaroor, kry ons nuwe woorde. Dit gaan nie meer om my verhouding met die Here nie. Dit gaan oor ons wat sy tempel is. Natuurlik het ek 'n persoonlike verhouding met hom, want hy's 'n persoonlike Vader. Maar dis nie die klem nie. Dis nie die eindpunt nie, dis nie die doel nie. Hy het my reggemaak met hom sodat ek deel kan wees van sy regmaakplan, sy tempel. En dan kan ek nie meer my verhouding met my Vader skei van my verhouding met jou nie. Ek kan nie. Ek gaan anders te moet begin dink. En heel moontlik, vriende, as jy hierdie roeping deurdink, gaan jy op 'n ander manier teenwoordig wees. Kyk, is mos nou maar net logies, né? Die tempel kan nie gebou word as mense nie teenwoordig is nie. Ons moet teenwoordig wees. Jou eerste bediening is altyd om op te daag. Maar wanneer jy opdaag, hoe daag jy op? Wat bring jy? Ons kan nie meer teenwoordig wees soos verbruikers nie. What's in it for me? Wat kry ek? Die worship was vir my wonderlik vandag. Wel, hulle het jou nie geworship, hoor. Ons kan nie meer dink soos verbruikers nie. Nee, hier's 'n geleentheid om anders te dink oor onsself en oor ander gelowiges. Ons is sy tempel. En dan om op 'n nuwe manier teenwoordig te wees. Ek hoor in die week 'n amazing story van 'n klomp vlugtelinge. Ek dink dit was in die UK. Het hulle aangekom en hulle is mos nou maar gedisoriënteerd en een van die jong mans het verby 'n kerkgebou gestap, soos 'n kathedraal, en hy verstaan nie Engels nie, maar hy stap in. Toe hy instap is chock-en-blok vol. En een van die persone wat diens doen daar in die kerkgebou, sit heel agter, en toe hy die jong man sien, toe staan hy dadelik van sy stoel af op en hy bied dit vir die jong man aan en hy gaan sit langs hom op die grond. Hierdie jong man kom ergens van die Midde-Ooste af, dink ek, was glad nie 'n Christen nie, verstaan nie Engels glad nie. Maar daar het hy iets beleef wat gemaak het dat hy elke week teruggekom het en op die ou ende Jesus begin glo het. Jesus begin volg het. Iemand wat nie vir hulle self teenwoordig was nie. Want dit gaan nie nou meer oor my nie. Dit gaan oor ons. Vriende, kan jy 'n bietjie gaan dink? Ek wil jou eintlik net een ding vra die week, om te gaan dink. En as jy in die dink kan praat in jou groep, dit is die beste manier van dink, is om te kan praat, want dis hoe ons kopskuive maak. Hoe is ons teenwoordig? Alles wat ons doen,
wanneer ons in groot groepe bymekaar kom en wanneer ons in kleiner groepe bymekaar kom. Alles daar is 'n geleentheid om op 'n nuwe manier teenwoordig te wees, dat ons kan groei in genade en in waarheid en dinge reggemaak kan word. Dink 'n bietjie, as jy nou iemand groet by 'n feesdiens, dis miskien iemand wat hierdie week iets het gebeur. En hy of sy sukkel om te sien dat hulle in die hemel kan sit. En dan daai heilige gesprek, hulle sukkel net om so oor hulle self te dink. En hier kom jy en 100% genade aanvaar jy. Verwelkom jy. Soos Paulus sê, aanvaar mekaar. Soos God in Christus ons aanvaar het, aangeneem het. Dit gebeur deur groet. Dit gebeur deur kuier. Kan ek jou stiek vir 'n koppie koffie? Is in elk geval gratis, maar kom drink saam met my. Dit gebeur op 'n klomp maniere. Kan jy dink, hier staan iemand en ons gaan nou saam sing en saam worship en dis iemand wat sukkel om te glo dat God hulle met hom reggemaak het. Hulle probeer nog alles om by die Here uit te kom. Hulle kan nie glo dat die Here in hulle woon en hulle woon in sy teenwoordigheid nie. En hier sing 300 of 400 of 500 mense saam die waarheid. En daai waarheid maak hier so iets in hierdie persoon wakker. Miskien is dit ook wie ek is. Skielik word alles preek. Skielik word alles 'n kommunikasie van genade en waarheid. Soos in die hemel, so op die aarde. En so kan ons aanhou praat. Waar kan mense so in mekaar se lewens belê, vertroue bou, sodat as dinge nie waar is nie, as ons lewens nie pas by die waarheid van wie ons in Christus is nie, dat ons dit vir mekaar kan sê. Dit gebeur in groepe. Dit gebeur waar ons mekaar in die oë kan kyk en mekaar leer vertrou. En ek weet as jy iets vir my sê, dan bedoel jy die beste vir my. Ek gaan vra dat ons anders dink oor onsself en ander gelowiges. Ons ken nie meer mense volgens hoe die wêreld was nie. En my engagement dan, my teenwoordigheid, kommunikeer dit. En hoe ek met jou praat, na jou luister. En hoe ek dit wat jy sê ernstig opneem. En so groei 'n gemeenskap, 'n community, in geregtigheid, waarheid, genade. En so gaan Jesus se teenwoordigheid al hoe meer sigbaar word in hierdie wêreld en God se geregtigheid al hoe meer dinge nuut maak. Maar vriende, jy moet mooi hoor, hierdie is nie kits nie. Hierdie is nie vinnig nie. Hierdie is 'n pad wat ons saamloop. Pad wat die Gees met ons stap. Dis 'n bouproses. Miskien is dit 'n afbreekproses van goed wat skeef gebou was. Verkeerde maniere van dink, vir oor myself, oor ander mense. Verkeerde maniere van teenwoordig wees. Miskien moet ons 'n klomp goed afbreek. Kom ons help mekaar, die Gees wil ons help. Want hierdie is nie 'n weet ding nie. Hierdie is 'n word ding. Marked by His glory, known by His love. En ek het 'n idee, wel dit is wat geskiedenis ook al gewys het. Wanneer die kerk al hoe meer 'n gemeenskap van geregtigheid, genade en waarheid word, word ons al hoe meer die lig vir die wêreld. Gees wat mense oortuig, mense trek, Jesus se teenwoordigheid wat sondags trek en dinge regmaak. Die Here seën ons hierdie jaar. Sy genade is met ons om te groei in sy liefde, want ons dra sy heerlikheid. Gaan dink hierdie week, gaan praat hierdie week en kom werk dan saam. Kom werk saam. Wees teenwoordig en kom ons kyk hoe die Here sy liefde in ons groei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons staan altyd verbaas as ons dink oor U en U plan in Christus, deur die werk van die Heilige Gees wat ons nou insluit.
Ons staan met vrees en bewering aan die een kant, want dit is so groot. Maar ons staan ook met opgewondenheid en afwagting, want ons is deel en U het dit begin en U is getrou. U het ons geroep. En dankie dat U nie onttrek het nie. Dankie dat U nooit uittrek nie. U het gekom om te bly en U het gekom om te bou. En die heerlikheid van hierdie huis, hierdie tempel, sal groter wees. Dis wat U beloof het. En Here, daarom bid ons in die naam van Jesus dat U ons help, Here, om anders te begin dink oor onsself en oor ander gelowiges, om anders teenwoordig te wees en om saam te bou aan U tempel, sodat die wêreld kan weet dat U koning is. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek sien saam met jou uit na volgende week, wanneer ons 'n nuwe reeks afskop, en ek bid die Here se seën vir jou, vir hierdie week se dink en praat.